Goeiedag en baie welkom. As ek begin, dan groet ek in die naam van Jesus Christus, ons koning en verlosser, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, die Here Jesus Christus en sy kosbare Heilige Gees. Amen en amen. Prys die Here. Here, dankie. Dankie dat ons almal vandag hier so staan. Here, dankie. Dankie dat U God is en dat U nie iemand anders is nie en dat U nie 'n ander karakter het as die karakter wat U het nie. Dankie Here, daarom is ons gered en daarom is ons veilig en daarom is ons in goeie hande, want U is wie U is. Dankie Here. Voordat ons gaan bid, ek het verlede week dink ek gesê, ek moet in die week gaan weer vir toetse en ek moet dit met jou deel. Dis wow, dis net wonderlik, die Here is wonderbaar. Hierdie oog van my, ek praat van hierdie oog van my want ek het nie die een, maar deur die beroerte al 2 keer was. Hy het in die laaste 3 maande het hy geherstel tot 86% geherstel. En sy sig, sy sig is 90% met 'n oogtoetse. Hulle sê, jy dra seker nie meer 'n bril nie, sê ek, ja, net om te lees. Toe sê ek, want die bril, hy kan hom nie meer dra nie, hy werk nie vir my nie, my oë soek nie meer 'n bril nie. En prys die Here, hulle weet nog steeds nie hoe of wat het gebeur, of hoe veroorsaak dit, of het dit veroorsaak nie, maar hulle kan die resultaat sien. Dankie Here. En so sê ons dankie Here vir elke ander genesing wat daar is. Here, daar is soveel dinge waar U ons genees, waar U ons deurdra. Here, klein siektetjies, groot siektes. Here, elke oulikheid wat ons het, is U genade en die herstel is U wonderwerk. Ons dankie. Verwyder ons van die idee wat ons het, Here, dis nie groot genoeg om te getuig nie. Nee, weer hier so teen vanaand, teen die einde van vanaand kan jy getuig. Die Here was goed vir my. Het jy gesien, ek wil getuig, die Here was goed. O, ek is aan die einde van die dag, Here, en ek het dit gemaak tot hier vandag. Daar is nie 'n ding soos 'n klein wonderwerk en 'n groot wonderwerk nie. Dis almal is groot. Want almal kom uit die hand van die Here uit en uit sy liefde en sy voorsiening en sy sorg. Amen. Ek wil dit net gedeel het met U, want daar is baie mense wat saam gebid het en vir my ingetree het ook. En dankie Here, in Jesus naam dankie. Kom ons sluit die oë. Vader, ons kom in die wonderlike naam van Jesus, en ek dank U, ons loof U, ons prys U. Here, U is wonderbaar. Here, daar is werklik niemand soos U nie. Dankie Here, vir die tyd waarin ons is, Here, waar daarso op donderdag, Here, die wêreld en sy mense, Here, gaan 'n Kersfees gaan vier, 'n fees van kerse, wat kom, Here, uit 'n heidense gebruik uit, maar wat party mense, Here, U geboorte sal probeer onthou daardeur, en dankie Here, dankie daarvoor. Ja, U sê nêrens in die woord dat ons, Here, moet U geboorte herdenk nie. Al wat U sê wat ons moet vier en moet herdenk, Here, is die
kruisiging, die bloed en die liggaam. Maar Here, ja, ons sal u geboorte herdenk ook op donderdag. Dankie Here dat u gekom het. As u nie gekom het nie, dankie, dankie, dankie. Here, hoe verlore sou ons gewees het. Here, ons sou nie kon bid tot u nie, tot niks nie, Here, want ons sou heidene gewees het en u sou nog steeds net vir Israel wil kom. Dit sou nie verander het nie. Dankie dat u gekom het en Here, dat u ons as heiden nasies, Here, dat u vir ons ook gesterf het, die deur vir ons oopgemaak het. Here, dankie vir redding deur die bloed van Jesus. Dankie Here vir verlossing. Dankie Here vir hernuwing, vir weergeboorte deur u Gees. Dankie Here vir die Gees wat in ons kom woon. Here, dankie dat ons u bruid is. Here, ons is nie net u kinders nie, ons is u bruid. Dankie in Jesus naam, dankie. Ons is die geseëndes van die Here. Spreek met ons vanoggend, Here, hier in Openbaring. Dankie dat u het u Gees ook dit aan my geopenbaar het en dat ek die voorreg het, Here. Ek is nie waardig om dit te bring nie, maar dit is 'n voorreg, Here, om dit wat u vir my gee oor te kan dra. Here, daarso is seën elke een, Here, wat getrou is met hulle tiendes en offers. Here, dankie vir die voorsiening. Dankie vir tiendes en offers, Here, wat in goeie vrugbare grond is. Dankie, 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 Here, dankie vir alles. Spreek met ons vanoggend in Jesus naam. Amen. Amen en amen. En in verlede week was daar so iemand wat, nee man, hoekom sit ek die bril op, ek gebruik hom ons nie meer nie. Was daar iemand wat redelike groot offer vir die Here gemaak het, met geen verwysing nie, maar die Here weet wie het is. Ek is nie om boek te hou van enige iemand nie, maar dit maak dit net makliker vir my as ek bid en vra Here, seën hierdie mense wat getrou is. Here, net as jy een of ander verwysing insit wat na jou toe, wat jy weet is jy. Ek wil jy vra om dit te oorweeg in die toekoms. Right, ons is by hoofstuk 12 in die Here se genade van die boek Openbaring. Die hoofstuk 12 gaan hoofsaaklik oor die vrou, die kind en die draak. Wat is dit? Wie is dit en wat is dit? Jy gaan nou sien. En jy gaan sien, die vrou, die kind, die draak. Dit is 'n samevatting van die geskiedenis. Johannes kom hierso, die Here wys vir hom hoe hy die goed ontwikkel, soos waarheen dit gaan en waar dit gaan eindig. Uit die verlede, uit die hede, sy hede, wat dan nou ons verlede sal wees, en sy toekoms, wat ook ons toekoms dan is. Daarom is dit die vrou en die kind, dis die verlede, die kind is meer op Johannes sy hede, en die draak is die tydperk waar ons nou sal ingaan. Right, kom ons begin. Vers 1 en 2 verwys na die verlede. Jy gaan dit nou sien. In vers 1 staan geskrywe, en 'n groot teken het in die hemel verskyn,
'n vrou wat met die son bekleed was en die maan was onder haar voete en op haar hoof 'n kroon van 12 sterre. Amen. Het ek 'n prentjie vir dit wat daar staan, dis nie werklik wat dit is nie, maar dit wat daar staan. As jy dit woord vir woord gaan vat, dan staan dit daar. Vrou 12 sterre, kroon van 12 sterre, die maan onder haar voete en daar is 'n prentjie. Nou, baie mense verwar hierdie, omdat dit sê 'n vrou, verwar hulle dit met Maria, die moeder van Jesus. Maar kom ons begin by 'n punt. Dit is nie Maria nie, hierdie is Israel, die nasie Israel. Jy gaan dit nou sien. Waar is ek? 'n groot teken is in die oorspronklike teks, lees, kyk hierdie Grieks. Dit klink Grieks vir my. Groot teken is Megas Seimion. Ek skryf dit soos wat jy dit uitspreek. Megas Seimion. En groot teken in die oorspronklike teks, swak vertaling dan, beteken 'n groot wonderwerk het plaasgevind. OK. Ja, en uit die hemel het 'n groot wonderwerk plaasgevind. Wat 'n wonderwerk? 'n vrou met die son bekleed. Nie Maria nie. Maria het wel geboorte aan Jesus gegee, maar in hierdie gedeelte van die skrif dui die vrou op Israel as 'n nasie. Daarom laat ek net gou 2 teruggaan, as jy my sal dit toelaat. 1, 2. Daarom die kroon van 12 sterre, die 12 stamme van Israel. Right. Dit is die volk Israel. Dit is nie vreemd dat Israel 'n vrou genoem word nie. Reg deur die Bybel in Genesis 35 vers 23 tot 26 word Israel, hoor wat word hulle daar genoem in Genesis 35 23 tot 26, die kroon van 12 sterre genoem. So, hierdie sien jy nêrens nie, tot in Openbaring sal die Here nie iets anderste voorheen in Genesis, heel eerste boek, laaste boek, niks weerspreek nie. Die kroon van 12 sterre. En verder word Israel word gereeld 'n vrou in die Bybel genoem. Jesaja 54 vers 1 tot 6, Jeremia hoofstuk 3 vers 1 tot 14, Hosea hoofstuk 2 vers 14 tot 22. Israel word verwys na as 'n vrou. Nou, reg deur die Bybel word oorloë, verdrukkings en die wonder van die koms van Jesus voorspel. Jesus wat sal kom en sal bevry. Dit is wat die Jode nog steeds, die ou ortodokse Jood wat nog nie Jesus aangeneem het nie, hulle wag nog steeds dat die Jesus hulle sal kom bevry, want hulle voel hulle is nog steeds in verdrukking, in oorlog, presies soos die Ou Testamentse Jood. Hierdie verwagting van Jesus wat sal kom, Daniël hoofstuk 7 vers 21, Daniël 8 vers 9 tot 14, Daniël 8 vers 24, Daniël 8 vers 25, Daniël 11 vers 40 tot 45, Daniël 12 vers 1 vers 7, Joël 3,
Sagaria 12 vers 1 tot 9, Sagaria 13 vers 8 en 9, Sagaria 14 vers 1 tot 21, nog altyd die verwagting van Jesus wat sal kom. En hy het gekom deur die vrou met 12 sterre, die 12 stamme van Israel, uit die 12 stamme van Israel, die stam van Juda, het hy gekom. Sien nie, het begin al meer, begin die prentjie sin maak, né? Prys die Here. 'n ander ding is, Josef het 'n soortgelyke, omtrent dieselfde sterredroom gehad in Genesis 37 vers 9 tot 11. Alles net bevestiging. Vers 2. In vers 2 staan daar, ek het ons teruggegaan. Vers 2. En sy was swanger en het uitgeroep in haar wee en barensnood. Amen. Sy was swanger, sê die mense, dit is Maria. En sy het in haar wee en barensnood uitgeroep. Nie Maria nog steeds nie. Ek dink die Here het dit al begin openbaar in die vorige vers, maar wanneer hierdie vers in sy geheel gelees word, is dit duidelik dat dit nie Maria is waarvan gepraat word nie. Ja, sy het swanger gewees, maar hierdie is, vers 2 is net die voorspelling van die geboorte van Jesus. Net die voorspelling. Want hoekom? Want sy het uitgeroep in haar wee en barensnood. Israel as 'n volk was en is nog altyd in barensnood, want Satan het die volk Israel nog altyd probeer uitwis, want hy het nog altyd geweet dat die kind wat sy kop gaan verbrysel uit die Israel, die vrou Israel gebore sal word, vandaar Israel die vrou. Hy het dit geweet, Genesis 3 vers 14 en 15, hy het nog altyd geweet, hierdie kind wat uit Israel gebore sal word. Op daardie stadium het hulle geweet, watter stam van Israel, nie so gesê, Israel, die swanger vrou. Dit is definitief nie Maria nie. Ek dink, dit is baie duideliker vir jou. Nou, dan spring hy in vers 3, spring hy na die Hede, wat op daai stadium eintlik vir Johannes die toekoms was, maar meer vir ons die Hede is. Vers 3, kom ons kyk, wat staan daar. Baie belangrik wat hier gebeur. Eerste die teken van Jesus wat kom, en hier is die teken, 'n ander teken. En 'n ander teken het in die hemel verskyn, en daar was 'n groot vuurrooi draak met 7 koppe en 10 horings, en op sy koppe was 7 krone. Ek sien, hier is alweer krone en 7 krone en alles, en raak mense heeltemal die mekaar, want Here, op ons eie kan ons dit nie regtig verstaan nie. Ons het u openbaring nodig. Nou, 'n prentjie van dit, 'n groot rooi draak met 7 koppe en 7 krone. Daar is wat in die hemel verskyn het. Nou, voordat ek verder gaan, iewerste moet dit nou beklop die lyf jou, maar ek het al gehoor van 10 horings en 7 koppe en sulke goed. Jy is reg, net so 'n paar hoofstukke terug het ons daarvan gepraat oor die nuwe wêreldorde, onthou die
die paus en geestelike leiers wat besig is met onderhandelinge en hulle het dit goed in plek, by die geld is al gedruk. Onthou jy daardie? Ja, mooi prentjies gewees wat jy kon sien van hierdie nuwe wêreldorde in 10 streke en met 7 hoofkantore en al sulke goed. Ja, dit is, as jy gedink het, dit is dalk dit, dan is dit, prys die Here, jy was 100% reg. Dit was in hoofstuk 6 wat ons dit behandel het. Toe ek al gesê hoe ver die paus en die wêreldleiers en die geestelike leiers hierdie nuwe New World Order beplanning, hoe ver dit al gevorder is en dat die wêreld in 10 streke ingedeel gaan word. Nou, hoor wat sê Johannes hier. Baie duidelik oor wie dit is. 4 rooi draak. 'n 4 rooi draak. En kyk hier, is allemaal 'n lelike ding hierdie. Ja, 'n draak. 4 rooi draak, dit is Satan self. Met 7 koppe, dui dan op hierdie, ek gesê, dit is hierdie sogenaamde G7 beraad, wie die 10 streke, administratief regeer. Aha, die 10 streke, die 10 horings, administratief regeer. 10 horings dui op die 10 wêreldstreke. Kom ons kyk daar, so jy sal hierdie prentjies onthou, ek het hulle vir jou in hoofstuk 6 gewys, ek wys dit weer. Onthou daar so gesê, hier is hulle klaar ingedeel in 10 streke, die heerskappy van die New World Order, nuwe wêreldorde. Net iets interessant, dit kom nie van nou die dag af nie, daar in hoofstuk 6 het ek het ook gesê van watter jare af al, dit was hier al in 1940s wat dit al begin het, en ek het baie inligting daar gegee, vir jou om te sien hoe ver is hierdie goed gevorder, en waar kom dit vandaan. Ander ding is, toe ek 'n kind was, toe sy ewe skielike United Nations, onthou jy wat ouer is, sal weet waarvan ek praat, United Nations. Nou, die United Nations, hoor daai naam, United Nations, al die nasie verenig onder een maak, al die godsdienste, alles. Hulle is nog altyd, dit was die voorbereiding, die sagmaker vir die nuwe wêreldorde gewees. Nog al die tyd, en ons was gevang, en ons het niks geweet nie, en ons met onkunde, dis 'n goeie idee. Maar hierdie selfde United Nations het, ek weet nie of jy geweet het nie, sy naam het al verander na, hoor hierdie, Federation Earth. Wow. En die 10 streke is reeds by hulle ook ingedeel. Hulle praat hierdie taal. Hulle praat van die 10 streke. Wow. Wat se prentjie het ek nog nie? Het ek nie 'n prentjie nie? Nee, ek het niks nie. Dit lyk nie so nie, nee, ek het nie. En die ergste van alles is die wêreld en die media gaan, veral die media, gaan die mense oortuig van die voordele en die sekuriteitsvoordele van hierdie draak, wat hierdie draak gaan veroorsaak. Nie dat dit 'n gevaar is dat dit 'n draak is nie, nee, eerder van die sekuriteitsvoordele van die draak. En die mense gaan daarvoor val, hulle gaan dit aanvaar omdat hulle onkundig is.
Nou, vers 4 en vers 5 verwys na die verlede en Satan wat uit die hemel gewerk was. Ook op die eerste koms van die Here Jesus, of dan sy geboorte. So, hy gaan nou weer terug na vers 1 toe. Daar so. Hoekom het hy het so opgebreek? Niemand weet nie, ek weet nie en ek gaan nie 'n kans vat om iets te sê daaraan nie. Die Here het niks vir my gewys nie. Maar ek het dit is net my eie ervaring dat omdat hy het hierdie visioen gehad, die Here het vir hom gevat. Dit is nie 'n visioen gewees nie. Die Here het hom 2000 jaar vorentoe gevat in tyd en hy het dit alles gesien op Patmos. Toe het hy die eerste hoofstukke, 9 hoofstukke daar geskryf en hierso skryf hy weer. So dit kan wees wat hy geskryf het en dan onthou hy die en dan skryf hy dit weer en dan onthou hy weer terug na toe en in plaas daarvan om dit toe oor te skuif en dit daar aan te sit, want dit sou meer gevolg het op mekaar daar by vers 1, dan het hy dit neergeskryf. Maar so, dankie, prys die Here het dat hy dit so skryf ook dat ons hom moet raadpleeg om dit te kan verstaan. Nou vers 4 lees, en sy stert, daar is daai draak, 'n lelike een wat ek hier gewys het, die 4 rooie, en sy stert het die derde van die sterre van die hemel meegesleep en hulle op die aarde gegooi. En die draak het gestaan voor die vrou wat op die punt was om te baar, sodat hy haar kind sou verslind sodra sy gebaar het. Amen. 'n prentjie soos wat dit geskryf is, daar is dit word op die aarde neergewerk. Hier is die vrou, kom staan voor die vrou. Die lyk meer soos agter die vrou, maar en kyk, die ster het 'n derde van die sterre saam met hom geneem. Ek skyn daardie sterre, en daardie is duidelik nie so duidelik soos daardie nie. Aha, wat beteken dit? Aha. 'n derde van die hemelse sterre meegesleep en op die aarde gegooi. Dit beteken net een ding. Dit verwys na die derde van die engele wat saam met Satan uit die hemel gewerk was of gewerk is. Die draak staan voor die vrou op die punt om te baar, verwys na Satan wat wil verhoed dat Jesus gebore word, en het hy nie geprobeer nie. Hy het met die geboorte van Jesus het hy gekom, hy wat neergewerp is met sy demone wat in die mense invaar, met die geboorte toe sy wil geboorte gee aan, of toe sy geboorte, toe Israel geboorte gee, toe Maria uit die stam van Juda geboorte gee aan Jesus. Wat was Herodes se opdrag gewees? Dat alle kindertjies tot 3 jaar doodgemaak word. Dan kan ek seker wees, hierdie Jesus kan nie realiteit word nie. Dit is wat in daardie vers staan. Wauw. Here, wauw, dankie. Vers 5 dan, dink ek, is die volgende ene. Ja, ons is by 4. Vers 5. En sy het 'n manlike kind gebaar, wat al die nasies met 'n ysterscepter sou regeer, en haar kind is weggeruk na God en sy troon. Interessante versie die om te verstaan. Dankie Here dat U dit geopenbaar het aan my.
waar sou ons begin? Manlike kind gebaar, Israel, uit Israel is 'n manlike kind gebore wat al die nasies sou regeer. Dit is Jesus. Also is vind die geboorte van Jesus plaas. Right. Dan staan hier iets wat die Asies met 'n eysterscepter sou regeer. Om dit te verstaan is dit, kom ek druk dit so uit, om verduidelik dit so vir jou. Die aardse konings hier op die aarde, hulle regeer, hulle het altyd hulle nasies regeer met 'n ligte scepter. Die scepter is daai stokkie wat hy mee so loop. Hulle het altyd so 'n stokkie by hulle mos. En so 'n ligte wit stokkie gewoonlik, lyk of hulle blind is met die wit stokkie, maar en hoekom so 'n ligte stokkie? Want hulle kon hom rond swaai en point na almal toe en orders gee, en daardie wit stokkie, daai ligte scepter, druk uit dat hulle tirannies regeer en hulle autoriteit rond swaai. Maar Jesus die kind het die nasies met 'n eysterscepter sou regeer. 'n Eysterscepter is 'n stuk yster, baie swaarder, nie so rondswaaierig nie. Dit dui daarop dat Jesus sal regeer, maar dat hy nie tirannies sal regeer nie. Dit dui ook daarop dat Jesus nie sy mag of sy autoriteit op enige manier of op enige iemand afdwing nie. Dis tirannies. Nee, dit is nie tirannies nie. Tirannies is die ou wat kan orders gee en dit afdwing. Jesus dwing niks of niemand af nie. Maar die scepter dui aan dat hy die koning is en maak almal bewus dat hy die koning van konings is. Alright. Dan is hy weggeruk na God. Wow. Wat is dit? Jy is reg as jy hierdie gedagte, hierdie prentjie in jou kop gehad het, of begin dink het, maar hy was net 33 jaar op die aarde, toe is hy weggeruk, terug na God toe, met die hemelvaart, nadat hy vir ons sy offer gebring het vir redding. Ek geloof daar is nog iets wat ek daar hoef te sê nie. Van waar af, sê daar die teks, en dat hy vanuit die hemel regeer, van waar hierdie manlike kind vanaf sy troon regeer, presies wat daar staan. Niks verduister, niks verborge daar nie. Weggeruk na die hemel toe, van waar hierdie manlike kind, die verlosser en koning, uit die troon, uit die hemel uit, hier regeer. Nie tirannies nie, want hy regeer uit die hemel uit. Hy regeer waar daar oorgawe is tot hom, vrywillige oorgawe, niks tirannies nie. Jesus dwing nie sy redding op enige iemand af nie. Here, dit is wow. Want as u dit maar eerder gedoen het, maar ja, jy wil ook nie weet dat iemand, julle is maar hier, nie omdat julle wil nie, maar omdat julle moet, dan was dit weer tirannies. Maar as jy dink aan iemand,
Here, dan sou die ene nie verlore wees nie, of verlore gegaan het nie, of so goed nie. So, ja, maar prys die Here regeer uit die hemel uit, van sy troon uit, hierdie manlike kind. Right, dit is wat in hierdie versie aangaan. Vers 6 verwys weer na die toekoms, as ek dit reg het, en die vervolgingstydperk. Daar sou staan, en die vrou het na die woestyn gevlug. Weereens hierdie vrou, nou baie mense, dan kom hulle, dan sê hulle, ja, dit is Maria, en hulle het mos Egipte toe gevlug met Jesus. Nie as jy die alles in geheel lees nie. Duidelik, Israel, kyk wat staan daar. En die vrou het na die woestyn gevlug, waar sy 'n plek het, wat deur God gereed gemaak is, dat hulle haar daar sou onderhou. 1260 dae lank. Nou, 1260 dae lank is 42 maande, dit is 3,5 jaar. Vir 3,5 jaar sal Israel, wat is 3,5 jaar? Nou ons is hierso in die vervolgingstydperk, wat hierdie gebeur, daar is al 1260 dae verby, daar is nog 1260 dae oor, so dit is die tweede gedeelte van die verdrukkingstydperk, wanneer, ons gaan daarby kom, daar is 'n hoofstuk daaroor, wanneer Satan kom en hom self as God verklaar in die tempel, die Antichrist. En vir daardie gedeelte, dan sê die Israeliete, sorry, ons bly nie, en hulle vlug. Hulle verlaat Israel. So hierdie is 'n aanduiding dat hulle die tweede gedeelte, die laaste 3,5 jaar van die verdrukking, gaan Israel nie in Israel wees nie. Hulle gaan in die woestyn invlieg. Ja, want die Here sê reg oor die Bybel dat hy hulle sal beskerm. Jeremia 30 vers 7, Daniël 12 vers 1, Matteus 24 vers 22, beloof God dat hy hulle sal beskerm. Nou, terwyl ons hier is in die woestyn, waar in die woestyn en kan ons dit bepaal? Wel, die Here het dit baie duidelik gemaak met woord en visie, dat dit, en dat ek oortuig kan wees, dat hulle na Petra gaan vlug. En baie mense weet van Petra, het al gehoor van Petra, baie mense het al daar gaan besoek af lê en so aan. Het is in die woestyn, dis tussen die kraanse en goed, baie moeilik bereikbaar, behalwe te voet. En dat hulle gaan Petra toe vlug, ek kan dit met sekerheid sê. In Daniël 11 vers 36 tot 45 staan dat baie lande deur die Antichrist oorwin gaan word, maar in vers 41, dit is in Daniël, staan dat Edom, Moab en Ammon die Antichrist sal ontglip. Wat beteken dit? Kom ons kyk eens wat staan daar so. Daniël 11 vers 41. Hy sal ook kom in die pragtige land, en baie sal struikel, maar hierdie volke sal uit sy hand vry raak. Edom en Moab en die beste deel van die kinders van Ammon. Hy, die draak, sal die pragtige land kom, en hulle sal hom ontglip. Wie is hulle, waar is hulle, waar lê hulle? Nou kyk hierso.
as ons dink aan waar lê Petra. Petra lê daar. En hier is die 3 name wat die Here sê wat en Daniël sê wat hulle sal ontglip. Ammon is noordwes in die noordweste van Jordanië. Moab is langs die dooie see. Daar is die dooie see, is langs die dooie see. In die weste van Jordanië. En dan is daar so Edom is in die suidweste van Jordanië. En al hierdie 3 plekke, volke, het al voorheen in die geskiedenis, het hulle vyande, wanneer hulle aangeval word, ontglip, deur in Petra te gaan skuil. En hulle gaan, die vrou kom uit Jerusalem uit, hier uit Jerusalem uit, gaan sy vlug, waarheen? Is nie ver nie, oor die grens, daar in die woestyn in Petra in. Petra, soos ek gesê het, ideale plek, en die Here het my gewys mooi, oortuig, dat dit Petra is, hierso laat ek jou net wys, hoe lyk dit daar? Daarso is foto's van Petra. Dit is in die kranse, in die berg uitgekap. Gaan binne in die berge in. So lyk dit binne in daai berge, lyk dit so, verskriklik mooi. Maar dit gaan nie oor die mooi nie, dit gaan oor die beskerming, die Here wat hulle soontoe laat wegkom. En ek het nog 'n foto hier, dat jy net die idee kan kry. Hierso is daar die ingangie, maar uit die lug uitgeneem. Dit lê hierso tussen kranse en sulke nou stukkies om deur te kom. Jy gaan baie moeilik met groot wapentuig, tanks en goed, hier oor hierdie kranse hulle agterna kan sit. Dit is 'n baie veilige plekkie waar hulle heen vlug, wat die Here vir hulle reeds voorberei het, en daar staan hierdie plek al vir eeue voorberei. Waar daar niemand in woon nie, maar dat hulle daarin sal kom bly. Dan vers 7, as ons nou 7, 8 en 9 dui weer op die toekoms. Daar so staan, hier is die lig val so sleg, en daar het oorlog in die hemel gekom. Michael en sy engel het oorlog gevoer teen die draak, en die draak en sy engele het oorlog gevoer. Vers 8, en hulle kon nie oorwin nie, en hulle plek was in die hemel nie meer te vind nie. Dit is wie? Die draak. En die groot draak is meegewerp op die aarde, en sy engel is saam met hom neergewerp. Sy engele is saam met hom neergewerp. Nou baie mense sê dit is toe hulle uit die hemel uitgewerp was. Nee, dit wat ons daar vers 1, vers 2 daar gekry het, onthou vir die engel en wat die sterre saam met hom gevat het. Hierdie is 'n ander prentjie, en ek wil dit vir jou so uitdruk, daarso, hierso is nou 'n oorlog. Toe hulle uit die hemel uitgewerp was, Satan, en 'n derde van die engele, wat gevallene engele geword het, was daar nooit 'n oorlog gewees nie. Die Here het, onthou jy, daar was 'n ander hoofstukkie wat ek vir jou gewys het, hoofstuk 7, wat ek gewys het, die hemele. So het ek gesê, hierso die eerste hemel, die tweede hemel, die derde hemel, by dit verduidelik. Die Here het hulle uit die eerste hemel uitgeskop na die tweede hemel toe. Dit is daar waar die planete en die sterre rond hardloop.
en nou word hulle uitgeskop. Hulle word oorwin hier in die, want daar word oorlog gemaak, en hulle word nou in die tweede en die derde hemele word daar oorlog gemaak, die hemele word nou skoon gemaak, die Here reinig alles, so dit is nou naby aan die nuwe aarde en nuwe Jerusalem, en die Here begin alles skoon maak, en in die tweede en die derde en die tweede hemel, kom die oorlog en hulle word oorwin hier die draak en hulle word uitgeskop. Waarheen? Die versie daar gesê, kom ek gaan net terug na toe, en hulle was neergewerp na die aarde toe. Kom ons kyk nie, daar is saam met hom neergewerp. En die groot draak is neergewerp op die aarde. So, nou word hulle uitgeskop uit die hemel uit die hemele uit waar hulle tans regeer tot op die aarde. Ek kom maar weer terug na die prentjie toe. So, dit is, jy kan dan dink week, die Satan seker, hulle is baie kwaad nou, want vir eeue lank het hulle hierdie hemele regeer. Dit was hulle woonplek, dit was hulle blyplek, hy en sy demone. Nou word hulle uit hulle koninkryk uitgeskop. Al wat oor is waarheen? Aarde toe. En hulle kom hier op die aarde. Nou kan jy dink, hoe kwaad is hulle vir alles en almal en vir die mens. En hulle gaan hulle kom wil wreek op die mens. Nou hierdie is, jy kan dit merk in jou Bybel, vers, wat was ons by? Vers 7, 8, 9. Dit is die laaste oorlog wat daar sal wees tussen God en Satan se engele en demone. Die heel laaste. Dit is nie vreemd dat daar so gevegte in die hemel plaasvind nie. Ons lees daarvan in Daniel, ons lees dit, dat die engele in die hemel eers beklei met Satan. Wat hier gebeur is, dood eenvoudig, nie veel verder nie, ek probeer dit nou net interessant hou vir jou. Daar word, die hemele word skoon gemaak, die tweede en die derde hemel. Daar is nou nie meer hemele oor nie, want omdat jy die tweede hemel is die atmosfeer net hier bo ons, of dit wat ons inasem en daar hier is. So hulle kom van tweede en derde hemel word hulle uitgeskop en hulle word neergewerp op die aarde. En nou is Satan baie kwaad, maar nog steeds, onthou jy wat ek gesê het in die begin, hoewel Satan wraak neem en al hierdie goed, kan hy net doen wat die Here hom gaan toelaat. So hy kan nie nou aarde toe kom en nou sy mal kwaad en nou doen hy net wat hy wil nie. Maar dit wat hy gaan doen, wat die Here hom laat doen, gaan hy ordentlik doen, want hy is kwaad. Onthou dit. Dan vers 11. Toe hoor ek 'n groot stem in die hemel sê, nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van ons God geword, en die mag
van sy Christus, want die aanklaer van ons broeders is weg, is neergewerp, hy wat hulle aanklaag voor ons God, dag en nag. Daarso is die bewys, dit is die laaste oorlog in die hemele, en iets baie belangrik wat hier so staan. Satan is uit die hemele uitgewerp, hy is op die aarde. Nou kom manifesteer hy op die aarde. En, maar die groot wow hierso is, en blydskap is, die aanklaer, wat ons aankla voor God dag en nag, hy is uitgeskop, hy het nie toegang, hy kan nie terugkeer na die hemel nie, of na enige van die hemel nie, so hierdie aanklag by die Here van die mens, dit eindig hier. Van hier af kan hy geen mens meer by die Here aankla nie. Wow. Prys die Here. Die hemel is skoongemaak. En wanneer is dit? Hier in die middel van die verdrukkingstydperk. So vir die laaste 3,5 jaar is daai demone wat ons nie kan sien nie, wat ons nou mee te doen het, vir die laaste 3,5 jaar, want hierdie vind plaas in die middel van die verdrukkingstydperk, vir die laaste 3,5 jaar is hulle op die aarde. Wow. En word die hemele word nou teruggeneem deur die Here. Belangrik, van hier af kan Satan niemand meer by God aankla nie. Maar die wat hy wil aankla, is in elk geval ook al in die hemel, met die wegraping. Vers 11. En hulle het hom oorwin, deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. Hoewel hy op die aarde is, en dat hy nou die aanvalle doen hier op die aarde, want hy is nie meer in die hemel nie, hy is uitgeskop, 'n baie belangrike ding wat hier gebeur. Hulle het hom oorwin. Hoe? Deurwin, kyk, sien jy daar so wat daar so staan? Hulle het hom oorwin deur die bloed. En in hierdie bloed het ons 'n kruisie gesit met Jesus wat daar hang. Hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam. Amen. En jy hulle oorwin hom, ek en jy, ons oorwin deur die bloed van die lam, deur die woord van jou getuienis, en om Christus liewer as enige iets of iemand anders te hê, die liefste te hê. Dit is wat daar op die einde staan van die versie. Want hulle het, kyk daarso, want hulle het nie hulle lewe lief gehad nie. Hulle het die Here liewer gehad as hulle eie lewe. Hierdie is, nou wat die mense is die, want die ander is nou al in die hemel en met die wegraping en al hierdie. Hierdie is, onthou, daar gaan mense wees wat werklik in die waarheid wandel, die waarheid ken, maar wat net nie gereed was toe die wegraping plaasgevind het nie. Hierdie mense gaan nog steeds, hulle gaan die Here liewer hê nog as toe hulle voor die wegraping. Want hulle gaan nog berou hê ook, dat hulle nie gereed was nie. En hulle gaan nog steeds lewe volgens die getuienis van die Here, en
hulle gaan nog steeds deur die bloed weer gered word. Dan gaan hulle, onthou jy, die altaar in die hemel, dan gaan hulle onder die altaar in. Dis daardie mense waarvan hier gepraat word. Alright. Vers 12. Daarom, wees verheug o hemele en die wat daarin woon. Wee die bewoners van die aarde en die see, want die duiwel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het. Ja, so het jy die antwoord. Hy is kwaad, want hy is uit die hemel uit neergewerp, het groot woede, want sy tyd is min. Wat 'n tyd? Hy weet sy tyd om geoordeel te word is min. Die tyd van sy heerskappy is min. So, nou moet ek die beste van 'n slegte saak, sê ons mos. Dis wat hy ook sê, nou moet ek die beste van 'n slegte saak maak. En terwyl ek nog die rukkie wat ek nog in beheer is, moet ek mal gaan. Die hel gaan letterlik en figuurlik op die aarde losbars in hierdie tyd. Dan word die vrou vervolg, vers 13. Vers 13 staan daar, en toe die draak sien dat hy neergewerp is op die aarde, het hy die vrou vervolg, wat die seentjie gebaar het. Sien jy, hy gaan nou weer terug daarso na waar hulle vlug. So hierdie versie moes eintlik net voor dit gewees het. Maar hy staan nou hierso. En vir die soveelste keer probeer Satan om Israel uit te wis. Hoekom wil hy so graag vir Israel die hele tyd uitwis? Deur al die jare met al die oorlog tot in hierdie dag probeer Satan dat Israel uitgewis word. Want in sy, wat wil ek sê, in sy peanut brein, ja, glo hy dat as hy Israel kan uitwis, want dit is mos die volk van die Here. As hy hulle kon uitwis voor Jesus se koms, het hy nooit gekom nie, which is true, maar hy kon nie daarin slaag nie. Nou het hy dit, wel hy het toe nou gekom en hy gaan weer kom, as ek hierdie Israeliete kan uitwis, gaan die Here nie na die aarde toe terugkom nie. Hy vergeet van die Here kom terug, nie net vir Israel nie. Ja, die Here sal altyd 'n swak plek, of wat ek nie 'n swak plek nie, 'n spesiale plek hê vir Israel, maar en om die Israeliete 144.000 van hulle wat gered moet word, die Here kom vir Israel en hy kom om hom op Satan te wreek. Moenie dit vergeet nie. Nie soseer vir Israel nie, maar om jou te kom pitch, Satan. Amen. So, dit is hoekom hy graag wil probeer al ewig om Israel uit te wis. Dan vers 14. Maar die 2 vlerke van die groot arend is aan die vrou gegee, sodat hulle na die verstou, na die plek kan vlieg, waar sy uit die gesig van die slang onderhou word, 'n tyd en tye en 'n halwe tyd. Nou kry die vrou vlerke, regtig? Wow. Nee, nie werklik nie. Onthou altyd, Johannes het hierdie gebeure, dit wat hy hier gesien het, was 2000 jaar vooruit gewees. Daardie tyd was daar nie voertuie nie, wat nog van vliegtuie. En dit wat hy gesien het, moes hy probeer beskryf met iets wat aan hom bekend was. So
sou 'n arend met 2 vlerke, is seker die beste kon hy uitgedruk het, kyk die ooreenkoms met 'n vliegtuig. Arend, 2 vlerke, kyk daar so voor, die vloed daar, kyk die so. Dit is 'n moderne dagse arend. Die vrou het met 'n vliegtuie, met allerlei goed, het hulle gevlug na Petra toe. Maar dan gaan ons nou net sien, dan gaan daar nog wees ook wat moet gaan met die voet ook. Nie almal gaan net in die vliegtuie gaan kom, lyk dit vir my nie. En hulle gaan dan agtervolg word. Maar hulle gaan ook kan bepaal waar hulle is en dis daarom hulle gaan agtervolg. Maar hier is 'n ander iets belangrik wat daar staan. Hier staan hier op die einde van die versie. Hulle sal daar onderhoud word, 'n tyd en tye en 'n halwe tyd. Nou, wat beteken dit? Dit beteken 3,5 jaar lank. Want 'n tyd is 1. Tye is met ander woorde 2. In 'n halwe tyd is 'n halfte van 'n tyd, is 'n half. So 2 plus 1 is 3 plus 'n half is 3,5. Hulle gaan die hele tweede gedeelte van die verdrukking gaan hulle nie in Israel wees nie. Israel. Alright. Dankie Here. Vers 15. En die slang het uit sy bek water soos 'n rivier agter die vrou aan uitgegooi om haar te laat wegvoer deur die rivier. As ek 'n prentjie op dit wat daar geskryf is, letterlik, is dit die prentjie dat die slang en daar's 'n rivier en allerlei goed daarso en hy wou haar wegvoer. Satan, wie is hierdie Satan? Dit is die anti-kris, gaan opdrag gee dat al hierdie weermagte van die wêreld kom en ons gaan die woestyn in. Soos 'n magtige rivier wat deur 'n woestyn sal vloei, gaan hulle agter die Israeliete aangaan Petra toe om hulle uit te wis. Dit is wat hier gebeur. So, hulle gaan nie in vrede vlug nie. Moet op geen stadium dink dat Satan gaan hulle net laat vlug en klaar kry nie. Nee, dit gaan lyk soos 'n rivier wat deur die woestyn kom. Want soos dit hulle aankom, ek kan dit sien wat hy hier uitdruk. Koef, gaat hulle agter hulle aan. Dit lyk soos 'n rivier in aankoms agter hulle aan. Maar weer onsuksesvol. Satan is 'n babiaan. Hy bly onsuksesvol en hy probeer die hele tyd met sy onsuksesvolheid. Want kyk wat staan daar. En die aarde het die vrou te hulp gekom. Die Here laat die aarde die vrou help. Hoe? En die aarde het sy mond oopgemaak en die rivier opgesluk, wat die draak uit sy bek uitgegooi het. Al wat hier gebeur is, die Here laat die aarde in 2 split. Daar is nie 'n beter Afrikaans nie. Hier is 'n foto van wat in Amerika geneem is, wat die aarde so gebars het en kyk hierso. En dit is wat basies daar gaan gebeur. Die aarde gaan oopskeur sodat hulle nie, en hierso vir dae was die mense van mekaar afgesny. Hierdie is maar net 'n voorbeeldjie van nou.
Die Here sal dit 'n ordentlike bars maak, hoorie, wat ordentlik diep gaan wees en ordentlik wyd gaan wees. Genoeg dat hulle met al hulle wapentuig nie aan die ander kant kan kom nie. Die Here kom met die aarde tot 'n redding. Wow. Dankie Here. En dit is nie die eerste keer nie. In Numeri 16 vers 30 tot 33 het die aarde die weermagte van Korag en Datan en Abiram opgesluk. En hier gaan dit weer gebeur. Ek dink dit gaan so iets wees, die ander ene is, hy kan so split op die pad om hulle in te sluk. Hulle dink nog hulle gaan en toe, dan gaat hulle. Die Here het dit al voorheen gedoen, ver terug tot in Numeri. En die Here gaan hulle weer beskerm, en die Here gee die hele tyd vir Israel die belofte van sy beskerming. Ook weer, ek het net 'n paar genoem, hierso wil ek weer een noem, Jesaja 59 vers 19 en 20, dat hy Israel sal beskerm teen die vyand. Vers 17. En die draak was vertorend. Nou is hy draakie kwaad op die vrou, en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar nakommelinge wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou. Nou het hy, kom ons sê dit, hy het nou opgeslip hierso met Israel. Nou gaan hy terug Jerusalem toe, en wat doen hy? Haar nakommelinge, maar haar nakommelinge, al die Israeliete is weg daarso. Wat 'n nakommelinge is 'n swak vertaling hierdie. Hierdie is, hy sien hulle as nakommelinge. Dit is, kom ek het opgeslip hierso met Israel, nou gaan ons die ander, wat Christene is, of wat hulle Christene noem, wat nog steeds van die Here getuig en van die Here praat, en wat nie die chip wil vat nie, nou gaan ek my wraak op hulle. En, ja, onthofing gaan een van die hoof metodes van wraak wees van die antichrist. Dit gebeur al reeds, as jy gaan kyk in die islamlande, hulle is lief daarvoor om hierdie mense wat hulle weerstaan te onthoof en dit dan te vertoon. Nie gaan dit maar net weer aan, en nie gaan dit weer gebeur. Nou, dan het ons, nou moet jy mooi kyk in die Bybel, vers 18. Dan gaan jy sê, nee, ek het nie vers 18 nie. Jy kan nie vers 18 nie, wat jy nie, ek net nie raak sien nie, hy is net 'n bietjie abber geskryf. Daar is Bybels wat nie vers 18 werklik het nie, en nou as jy gaan kyk, die volgende hoofstuk, hoofstuk 13 vers 1, as jy nie vers 18 het nie, daar die 13 vers 1, sy eerste helfte is hoofstuk 12 vers 18 in die oorspronklike teks. Dit sê daarso, jy sal sien, en ek het op die sand van die see gaan staan. Nou, hierdie is baie belangrik. Dit is Johannes wat hier so skryf, en dit wil voorkom of Johannes sê, ek Johannes het op die sand van die see gaan staan, wat 'n baie jammerlike swak vertaling is, want in die oorspronklike teks staan daar, en hy het op die sand van die see gaan staan. Wie is hierdie hy? Dit is Satan.
Ons is die hele tyd besig met hom. In die vorige versie was dit hy wat teruggaan nou na Jerusalem toe, opgeslip omdat hy het gesê met die Israeliete, nou gaan hy die res van die wêreld vervolg en uitwis en doodmaak. En hy gaan staan op die sand van die see. Nou as jy onthou, het ek al voorheen gesê, ek dink dit was verlede week het ek gesê, as dit kom by sand en see, dan verteenwoordig dit eintlik mense. Satan is kwaad, hy is vertoorn en hy gaan staan op die mense om hulle te vertrap. Nou as jy nog steeds wonder oor daai en ek, dan gaan jy sien in hoofstuk 13, gaan dit die volgende hoofstuk, gaan dit al hoe duideliker word, dat hierdie ek is hy, Satan. Dit word net al duideliker in hoofstuk 13. So, dit is hoofstuk 12. Hoofstuk 12, dankie Here, dat ons hoofstuk 12 in u genade kon aanbied. Jy gaan sien, dit is 'n rowwe tyd. Dit gebeur in die hoofstuk 12 in die middel van die 3,5 jaar tydperk. Daarso word 'n paar keer dit genoem met 1260 dae en al daardie wat nu wys dat dit is die tweede helfte. Glad nie Maria nie, dit is Israel as 'n nasie wat daar beskryf word en dan die vervolging van Israel in die vervolgingstydperk, Israel se uitkoms, se ontglipping daarso en dan die verdere vervolging van die wat die Here aangeneem het, wat agtergebly het met die wegraping wat nie gereed was nie. En dit is hoofstuk 12 kort opgesom. Dankie Here. Ek sê elke week, die Here gee vir ons dit en hy gee vir ons openbaring nie dat ons uit vrees nie wil agterbly nie, maar omdat ons hom liefhet. En dan kan jy besef, as jy sien hierdie wat gaan gebeur en Jesus kom en hy gee vir ons, hy word die offer vir ons sonde, sodat ons dit alles kan mis, dit nie hoef deur te gaan nie, maar sy bruid in die hemel te kan wees, dan Here, dan kan ons seker nie anders die Here as om te sê, dankie Here, ons is werklik lief vir U. En die Here gee dit vir ons, sodat ons kan voorberei, dat ons kan reg wees, wanneer hy op die wolke kom. Dit was hoofstuk 12. Tot volgende keer wil ek groet, en ek groet jou met die seën van die Here, eers in Hebreëus en dan in Engels, in Afrikaans. Jerego Gita Adonai Dishmarecha, Yair Adonai Pawani Lecha Bechokonechta, Yesa Adonai Pawani Lecha Be Asm Lecha, Shalom. Hier is jou seën en jou behoed. Hier is sy aangesig na jou toe draai, jou genadig wees. Here, dankie. Here sê jou vat, jou ophef tot by hom en aan jou vrede gee. Amen en amen. Tot, wat is dit, wanneer? Donderdag sal ons 'n geboorteuitsending hê. Heel vroeër as die gewone 10:00, ek gaan dit hier 8:00 hou, en dan in Engels 9:00. Tot volgende keer, vrede vir julle, die vrede van die Here. Shalom.